Kom ons staan. Kom ons maak ons oë saam toe, Hemelse Vader, want ons besef ons het U eintlik so nodig in hierdie tyd. Enige tyd van ons lewe, maar veral nou vandag waar ons moet totsiens sê vir Willem. Here, ons is nie heeltemal maklik en gemaklik met afskeid neem nie. En daarom steek ons hand uit en vra ons, asseblief Here, hou U ons hand vas. Lei ons en guide ons, sodat ons U stem kan hoor. Amen. Dankie, ek kan rustig die plekke inneem en dan luister ons na die laaste deel van die lied. Die begrafnisbrief lui as volg: na elke nag is daar 'n dagbreek, na winter is daar lentepragt, en oor die grense van die dood wag daar 'n nuwe, 'n blye dag, want ons geliefde Willem gaan ons net 'n wyle vooruit, uit 'n aardse wêreld na 'n ewige heerlikheid, waar daar geen skeiding sal wees nie en waar tyd nooit gemeet kan word nie, waar daar geen sorge of kwellinge kom nie en waar niemand meer trane stort nie. Hy word nagelaat deur die kinders, Chantal, Simone en Chris, die broers, familie en vriende. Een of twee praktiese reëlings. Dis 'n begrafnisdiens, so ons gaan van hier af beweeg na Sterkfontein begrafplaas toe.
daar's verkeer begelei ons nie meer nie. Ek weet een of twee van julle sal waarskynlik die verkeer so 'n bietjie guide, maar ons ry in 'n stoet, so skakel maar jou hoofligte aan en hazards en alles dat die res van die verkeer kan sien. Ons ry wel in 'n stoet. Oppas veral by Robert Broom, daar by Mansfield se kruising, dat ons daar so net veilig kan oorgaan as die gehoorsaam maar die verkeersreëls, so as jy die robot jou daar rooi vang, ons wag vir jou by die begrafplaas, moenie bekommerd wees nie. En as ons klaar is by die begrafplaas, dan is jy welkom terug te kom. Hiervoor is vir jy gereed gemaak om tee en koffie en verversing saam te hê, om so 'n bietjie saam te kuier as familie en vriende en kollegas. Ek dink is in 'n tyd soos nou wat 'n mens regtig waar besef mense het mekaar eintlik verskriklik nodig. Vir die mense wat op Facebook live kyk, julle is baie welkom. Maak dit 'n nota daarvan dat die musiek gemute is op Facebook live en op YouTube. Later sal ek 'n YouTube channel vir julle deurstuur, Chantel. Waar is dit? Dit sal ek later deurstuur, maar die musiek is gemute as gevolg van Facebook regulasies. So as daar iewers stilte is, dit sal met die musiek wees en dis omdat ons nie anders kan nie, ons moet dit ongelukkig so doen. Ek gaan dan nou sommer 'n kort video insetsel speel oor Willem se lewe en daarna gaan ek aan met die res van die diens, maar ek sit sommer net rustig en onthou vir Willem soos ons hom leer ken het. Daar's 'n hele klomp maniere waar ons vandag na die dood kan kyk, maar veral na die lewe kan kyk. En vandag noop ons net om te sê, maar kom ons rethink net weer hoekom ons hier is. Ons almal kan hierdie baie mooi Christelike dingetjie sê van I'm here for a reason. En die reason het God kom create. Maar dis net maar een manier, een prentjie van hoe om dit te teken. Ek wil 'n prentjie teken wat ons in die Bybel kort kry, en dis dat die lewe 'n journey is. Dis 'n roete waardeur ons stap. Ek en my vrou Annelie is baie lief vir hiking, en ons het nou al 'n hele rits hiking trails in Suid-Afrika en selfs oor see bygedam, en dit is verskriklik lekker. Daar's 'n klomp goed wat gebeur, maar een daarvan is dat mense onthou dat die lewe eintlik 'n lang journey is. So ek is 'n oupa, en omdat 'n mens 'n oupa is, vrek jy oor jou kleinkinders. Is daar nog oupas en oumas, grannies? Is daar nog van julle? Steek gou op julle hande. Kyk, dis lekker om pa en ma te wees, nee, dis is wonderlik. Ek love ook om my pa en ma te wees, behalwe as toe die kinders tieners was dit bietjie moeiliker, nee. Dan is dit nogal moeilik om 'n pa en 'n ma te wees, maar as daai tieners nou eers groot geword het en hulle kry kinders en jy is die oupa en ouma daarvan, man, dis amazing. Ek onthou ons eerste kleinkind is hier onder in Pine Haven gebore, en ons almal het daar gestaan en ek weet nie hoekom, maar die suster
het toe sy nou vir klein Carly, nou, hy is maar so toegedraai, so 'n perskombersie, soos 'n mammetjie, en sy druk vir klein Carly toe in my arms. Ek was my bors net so geswel van hierdie moment, wat hierdie klein, is maar as lelik as hulle gebore is, kom nou net uit die baarmoeder uit, so, jy kyk nou af en dink, joh, nee, maar gelukkig lyk nie soos ek nie. Maar nou moet jy, ons mans is nie baie easy, ons moet nou hierdie kleintjie vashou, want as sy nou sal val, dan gaan jy die sielkundige rekening betaal vir die res van jou lewe. So jy moet nou, en ons mans is nie maklik met pop speel nie, so jy hou nou hierdie klein dingetjie vas, en sy's 'n bedrywige klein dogtertjie, vandag nog, maar sy wriemel haarself te oop uit hierdie kombersie uit, en dan kom so 'n klein handjie uit die kombersie uit, en sy vat so om oupa se vinger, en daar's 'n foto daarvan. En toe chunk ek. Want toe jy so afkyk, en jy tel 1, 2, 3, 4, 5, al die vingertjies is daar, toe besef jy, this geboorte is God at work. Daar's nie 'n ander manier om dit te kan verduidelik nie. Ons kan probeer grand wees en sê, maar ons kan nou al mense kloon, ons kan clone, but we can't create. Tussen cloning, wat maar net copy is, jy vat Dolly skaap nommer 1, en maak Dolly 2 en Dolly 3, dis copying. Om te create, is God at work. En dis een van die moments waar jy, ekskuus vir die lelike Afrikaanse woord, maar mense bek val oop, Jy besef net, hierdie kan ons nie doen nie. Hierdie is God aan die werk. So ek wil jou uitnooi. Vanaand iewerster, gaan terug en gaan soek jou geboortesertifikaat, of 'n foto van jou twee baie klein, en gaan kyk jouself net 'n bietjie en dink, liewe land, hoekom het God hierdie klein mensie op aarde geplaas, en dis nommer 1 van hierdie roete ding wat ek vandag wil sê. God het iewerster 'n begin datum daar gehad. En as dit jou hele lewe is, wat hier vir jou vooruit lê, dan was daar 'n starting point, en dis God at work. God het gedink, dis crucial, dat jy gebore word, op hierdie stadium in jou lewe, daar's 'n beginpunt, en die beginpunt is gecreëer deur God. Dit kon gewees het, dat God jou nie vir my 1965 gebore laat word nie, maar hy kon my in 1865 laat gebore word. Genadiglik het hy dit nie gedoen nie, want toe jy net perdekarre gehad, jy het nie 'n motor gehad nie, jy het nie selfoon gehad nie, jy het elektrisiteit gehad nie, daar was niks van hierdie grand wat ons vandag het nie. Ek sou moeilik daarmee gesurvive het. So God kies toe maar 1965 of whenever jou geboortedatum is, en dis die dag wat hy sê, jy's die answer vir vandag se questions. Kan ek dit weer sê? Jy is God se oplossing vir vandag se troubles. Daar's ouens wat so ver sal gaan en sê, maar I wasn't planned. Ek is 'n glipsie. Julle nou so, party van julle het al die geboortesertifikaat gekyk en jou ma en pa se troudag gesê, maar daar's nie 9 maande verskil tussen hierdie twee nie. Wat het hier gebeur? En dan dink jy, oeps, ek was 'n glipsie gewees. Iewers het die pil nie gewerk nie, en dis nie waar nie. Ek glo in my hele hart, Psalm 139 sê, dat God ons aan mekaar geweef het, lank voordat ons nog 'n sonar op ons gehad het. Lank voordat daar nog 'n asemhalingkie was, het God gesê, dis my oplossing vir hierdie wêreld, en Willem was deur God geroep uit, God het hom gemaak, en ek en jy is deur God gemaak. Ja, dit is crucial. Ouens, dink jy die God van die hemel en die aarde, wat met sterrekonstellasies en hierdie massive kosmos werk, het afgebuk en gesê, daar's 'n datum wat jou geboortedatum is. En dit is crucial. Jy is deel van God se oplossing vir die wêreld. Maar daar's ook 'n laaste dag. Ek dink ons troubles kom by hierdie dag. Nie noodwendig by daai nie. Ons was nie daar gewees nie, ons was klein gewees, ons onthou nie dit nie, jy begin maar eens onthou hier by 5, 6 jaar oud. Maar ons vraag is, wat gebeur hierso? Want daar's ook ek is nou bang om te sê 'n doodsdatum, want dis nie waarheid nie, maar daar's ook 'n datum waar ek en jy se vleeslike liggaam, hierdie body van ons, gaan collapse. Of dit nou is as gevolg van kanker,
of 'n motorongeluk, 'n hoë impak motorongeluk, of nou, dit kan 'n legio, maar hierdie liggame van ons kan net soveel wear and tear hanteer, en dan sterf ons. Daar's 'n, kan ek dit baie kras stel, ons het 'n rakleeftyd. Daar's 'n best before datum op ons. En dis moeilik om daaroor te dink, maar dis hoe ons werk, né? Ek het nou laas jaar 60 gestryk, so ek besef toe, wel, tegnies, statisties, as ek 80 sal word, is 3/4 van my lewe verby. En nou dink 'n mens weer 'n keer oor die laaste 20, hoeveel jaar wat die mense oor het. Want jy besef, hierdie datum is onvermydelik, en jy spoed daarheen. En mag ek jou herinner, statistiek is nie alles nie, né? Hierdie kan op 80 gebeur, maar dit gebeur ook in die 50s. Dit gebeur ook as jy 10 en 20 is. Dit kan enige tyd met ons gebeur. Maar daar's ook 'n afsnydatum, en hier is die wonderlike wat ek vandag vir julle moet sê, en ek sê dit as gelowige, as 'n Christian, aan ander Christene, aan mense wat gelowig is. As jy nou nie verstaan wat ek nou gaan sê nie, ek het respek daarvoor, ek verstaan dit. Maar vir my as gelowige, is hierdie nie 'n sterfdatum nie. Dis 'n begin van 'n nuwe lewe, 'n in die hemel lewe, saam met God. En dis 'n geloofsuitspraak, dis 'n statement of faith wat ek maak. Dis nie sommer net 'n ding wat ek uit my duim uitsuig nie, is omdat ek daaraan glo, dat ek dag toe ek my laaste asem, as ek my laaste asem uitblaas, maak ek ook my oë oop in die hemel, by God. May I remind you, dit kan ook wees dat jy jou oë in die hel oopmaak. En daai choice moet jy maak. Ek gaan nie vandag daaroor praat nie, maar daai choice moet jy maak voordat jy die dag doodgaan. Maar vir my as gelowige, en ons glo vandag Willem is saam met ons, is hy by God. Daar's ook 'n einde wat gebeur, waar God sê, verstaan net dat jou plek op aarde eintlik nie permanent is nie. Kan ek dit weer sê? Jy is nie veronderstel om hier te bly forever and ever nie. Dit lyk nie altyd so nie, maar ons werk daaraan om ons blyplek en ons woonarea so gemaklik moontlik te maak, asof ons vir die res van ons lewe hier gaan bly. It's not true. Waar jy bly, sê Paulus in 2 Korintiërs, is maar 'n tent. Dis deurgangsbehuising. Dis 'n tydperk. Dis is om by te gaan kamp. Jy kom daaraan, slaan vir jou 'n tentjie op, slaan jou karavaan op, maak vir jou lekker jou braai gereed, maar jy kan nie daar so die paving uithaal nie en vir jouself 'n swembad daar naby bou nie. Jy kan nie daar vir jou 'n lapa bou nie. Dis nie jou plekkie. Jy bly vir 2 weke daar, dan skop jy weer uit. Jy's net tydelik daar. Ons is net may I remind you, ons is net tydelik hierso. So daar's 'n beginpunt, en iemand het dit mooi gesê, we actually have to start with the end in mind. As jy nie daai punt raak sien, dat jy saam met God gaan wees nie, gaan hierdie aardse bestaan 'n gefloutery wees. So, daar's 'n beginpunt, daar's 'n eindpunt. Nommer 3. Ek wens hierdie pad was stryd gewees. Daar moenie kronkels wees nie, daar moenie opdraandes wees nie. Daar kan 'n paar afdraandes wees, maar hierdie pad wil ons so easy as moontlik maak. Werk nie so nie. Die lewe het 'n klompie opdraandes en afdraandes, en afdraaipaadjies en ompaaie en seermaakplekke, en party moet jy struggle om bo te kom. En die afdraandes gaan net so vinnig verby. En dis die lewe. Ek is gek oor fietsry en ek doen dit graag as my stokperdjie. En ek probeer so 2-3 keer 'n week hier in Kreeusdorp rond te ry. En ek is 'n groter gebou, so ek vir 'n fietsryers is gewoonlik tussen 60 en 70 kg, en ek kan nie daarby uit nie, maar dis die ouens wat kan goed fietsry is lig, want daar's seker goed in die fietsry soos opdraandes. En opdraandes hou nie van swaar mense nie. So ek moet elke keer die vervlakste berg inwerk in my oefenprogram. Of Sterkfontein of Kadima. En ek moet kies, dis een van die twee, want ek moet dit oefen, want dis ongelukkig hoe die lewe werk. Daar is die 5 km van die berg, of die 5 km van Sterkfontein, wat jy moet uitsuffer. En ek sal nie die taal gebruik wat ek daar gebruik, terwyl ek sweet nie. En die verkeer net mal is nie.
Maar dis die lewe, ouens. Daar seker goed soos opdraandes. En dit vat jou 20, 30 minute om daai opdraande te ry. En die afdraande, as jy daar afgaan van die berg af na Cedar Lodge toe, dan is dit minuut, dan is jy weer onder. Terwyl jy 1/2 uur gesuffer het om bo te kom, binne 2-3 minute is jy onder. En dis hoe die lewe werk, ongelukkig. Ek wens ek kon vandag weer sê, toe maar die lewe is smooth sailing, veral, en daar's seker pastors, ek sien hier's 'n chaplain wat saam met my hier so sit vir dit verstaan. Daar's pastors wat sê, nee, wat as jy 'n Christen word, dan is smooth sailing. Haai konna. Daar's steeds opdraandes en afdraandes. Daar's steeds kronkelpaaie. Iewers gaan jy jou kop nog steeds stamp. Daar's nog steeds seker goed soos potholes. That's life. Daar's 'n beginpunt. God het dit gewil. God weet ek waar is jou eindpunt. En tussenin lê 'n klomp kronkelpaaie. En nommer 4. Jy gaan met 'n klomp bagasie saam. Ek wens dit was so gewees dat ons makliker deur die lewe kon gaan. Maar almal van ons het suitcases wat ons op ons rug sit en dan dra ons. Girls, julle het meer as mans. Julle hou van baie bagasie. So julle sit alles in. Ek het 'n pel of 2 wat ons mee saam stap. Ons noem hom Justin. Want just in case, hy het 'n klomp goedjies wat hy saamvat net vir just in case. En dis hoe ons werk. Ons het 'n klomp goeders wat ons veral hier by ons jonger dae bymekaar gemaak het. En dan dink ons, hierdie goed moet ons saam dra met ons hele lewe lank. Ja, dis so stupid. Ek lees 'n mooi storie van 'n Amerikaner wat in Afrika bietjie kom stap het. Hy wil kom kyk het hoe lyk Afrika, of al daar by die Amazone, in Midde-Afrika en Zaire, wat destyds Zaire was. En hy dink maar, hy wil bietjie kom kyk hoe lyk dit daarso, en hy pak sy goedjies en hy kom hierso en hy kry 'n gids. Dis die pygmee mense. Dis sulke klein mensies wat hier in Midde-Afrika bly. Maar hulle gaan lig deur die lewe. Hulle travel light. Die aand om die kampvuur sê die een gids maar, sê vir ons, wat het julle Amerikaners alles saamgebring? En hulle pak hulle rugsakke uit. En hy sê, hy soek so 10 vierkante meter se goodies. Dis knipmesse en vuurgoedjies, maar dis 'n klomp goeders. En hier een kant is die ou wat hulle nou deur die hele trip gaan begelei. So 'n klein 5 voet lange pygmee mannetjie, net so rokkietjie en 'n pyl en boog. En die Amerikaner skryf in sy boek en hy sê, dit my so 'n voorhamer tussen die oë gestraik, toe hierdie mannetjie vir my vra, do these things make you happy? En ek besef toe, ons gaan te heavy deur die lewe. Ek weet nie wat se baggage het jy nie, maar sommige van dit, drop het asseblief. Gaan sit dit by hom wat daar in die begin, en hom wat daar in die einde, jou plan beraam. Gaan sit dit neer en sê, Here dra U dit. Psalm 121, sê so mooi, sê, ek kyk op na die berge, ek travel hierdie, en ek met hierdie rugsak op my rug, en hy vra, waar gaan ek hulp vandaan kom? Wie gaan my help deur hierdie ding? En dan kom die antwoord, jou hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat jy struikel of slaap, en hy slaap nooit nie. Hy is daar. Psalm 23. Hoe gaan jy hierdie stukkie lewe kan travel? Met die Here is my herder, ek kom, niks kort nie, hy voorsien. Daar's 'n beginpunt en 'n eindpunt, kronkels, en die bagasie, en nou die laaste ene wat ek wil oor gesels, en ek is so bly, so baie van julle wat saam met Willem gewerk het, saam met hom familie was, want ons loop nie hierdie pad alleen nie. Ons het mense op ons journey, wat saam met ons die pad loop. Op 'n manier het ons hart geraak, het ons van mekaar begin vergeet. En ek dink dit is so crucial om vandag met jou te sê, ek het jou nodig. Ek weet julle as kollegas en julle wat familie is, ons is nou op 'n manier half gedaan om die storie van Willem oor en oor te vertel. Maar ons het mekaar nodig. So don't stop stalking them. Bel hulle, vra vir hulle hoe gaan dit. Vra vir mekaar, is julle okay? Ons het mekaar nodig op hierdie journey. Ons kan hierdie ding nie alleenig doen nie. Daar's party ouens wat sê, ag, ek is okay, ek is 'n individual, ek kan dit self doen. Ons kan tot op 'n sekere mate, dan kom ons agter, nie, ons het mekaar eintlik nodig.
Want die lewe is bedoel om saam te loop. Selfs toe Adam gedink het, hy's okay, hy het al die diere name gegee, toe stap hy terug na sy grot toe sê die Here, dit is nie goed dat jy alleen is nie. En hy maak sommer net daarso vir hom, uit sy ribbebeen vir 'n vrou, wat langs hom staan. En Kain was nie alleen nie, hy het ook 'n boetie gehad, Abel. En later het Kain nie van Abel gehou nie, om doodgeslaan, maar die Here gee toe Set, as nog 'n boetie. Want die Here dink altyd aan gemeenskap, aan community. En ons is 'n community wat na mekaar moet kyk en vir mekaar moet sorg, want hierdie trip kan baie lank raak en baie seer raak. So die Here skryf toe 'n stukkie in die Bybel daaroor, in Hebreërs 11. Hy sê, terwyl ons, julle almal het nou al eers gesien van die swembaddens en die spele wat daar in Glasgow aan die gang is, waar jy ons hardloop op die baan, en hulle hardloop al in die baan, en langs hulle is die paviljoen chock-en-blok vol mense. Hoekom? Want jy het nodig, as jy nou lank terug kan onthou van toe jy op skool was, jy het nodig dat iemand vir jou skree, hou bene hou. Want dit raak moeilik. En dan sê Hebreërs 11, daar's 'n hele paviljoen vol mense wat rondom ons staan, en ons cheer en sê maar, gaan aan. Don't stop. En ek dink dis my job vandag. To remind you, there's a start, and He is the start. But He's also the end, or the new start, vir die hemel. En hierdie pad is nie gelyk nie. May I remind you. En gaan jy deur 'n dal van doodskade weer? Hy sal by jou wees. Die bagasie, dun dit so 'n bietjie uit toe, drop so 'n bietjie van die goed wat jy nie nodig het nie. En omarm ander mense wat saam met jou deur hierdie pad stap. Ek wens ek kon vandag vir julle sê dit gaan easy wees. Vanaf is dit maklik. Die siekte toestand is verby en nou gaan ons net aan met die volgende bladsy na hierdie naweek. Ons gaan nog hierdie naweek bietjie stil wees, maar daarna gaan dit is nie so maklik nie. Kersfees, nuwe jaar, verjaarsdag, Vadersdag, al hierdie geleenthede kom nog. Waar mens weer 'n keer gaan wonder en gaan huil en is fyn. Ouens, die Here het ons ook gemaak met emosies. So jy gaan huil en dis okay. Ek weet nie hoekom nie, ek weet nie van ander kulture nie, maar in ons Afrikaner kultuur het ons gesê, maar cowboys don't cry. Mans, jy moet nie gevoelens hê nie, jy moet nie huil nie. Nee, come on, dis 'n sissie wat huil. Dis nonsens, hè? Ons mag maar huil. Ons moet huil, daar's sekere tye wat ons net nie anders kan nie. Dis goed om te huil. Ons gaan ook baie keer depro slaan. Voel maar ek is nie lus vir niks of niemand nie. Dis ook okay. Daar's ander kere wat ons kwaad gaan wees. Kwaad vir omstandighede en kwaad vir God selfs. En dis ook okay. Jy mag ook baie keer vra en sê, I've got this questions, God, answer me. Job het dit gedoen. Wat gaan nie aan, Here? En ons kan ook net rustig raak en sê, maar kan by God wees. Ek wil 'n laaste storie vertel. Om vir ons te help, om hulle te help. En ook onsself te help. So ek het my ministry begin as 'n polisiekapelaan. Ek was vir die eerste gedeelte van my bediening in die polisie gewees. My kantoor was by Blitspatrollie in Johannesburg gewees, daar in Brixton. En ek was seker so 3 maande in die polisie as 'n dominee, as 'n chaplain. Toe kry ons 'n oproep, destyds was daar nog nie self nie, was net 'n bleeper gewees. Ek kry 'n bleep dat ek dringend moet jaag Besuidenhout Vallei toe. Daar's 'n swart konstabel of dame wie se kind haar dienspistool in die hande gekry het en hy en 'n maatjie het gespeel en die 10-jarige seentjie het homself per ongeluk doodgeskiet. En nou jaag ek hier van, ons het in Randburg gebly, jaag ek nou in West Valley toe om nou te gaan, ek weet nie wat nie. Pers, epileppe hierso, polisiehoed, die pet, het so pers band om. Die dominee kom nou, ek weet nie wat doen nie. Maar stop toe daarso, ek het met een van Blitspatrollie se karre gery, soos ligte, sirenes en alarms, en nou stop ek daarso, en daar's 'n klomp polisiemanne, en hulle maak ons nou so half oop, want hier kom die dominee. En ek is op daai stadium, ek dink 30 jaar oud, nog nie eens 30 nie, en ek stap so deur, en ek dink myself, Gerard, wat gaan jy maak? Wat sê mens nou vir iemand wie se kind nou net oorlede is?
en dit erken ek nou maar ruiterlik, die volgende. Ek het niks verstaan van die kultuur van die dame nie. Sy was 'n pedi gewees en ek het nie verstaan hoe werk hartseer en rou by hulle nie. So toe ek inkom, toe lê sy so in die sitkamer. En ek weet nie wat moet doen nie. Ek doen toe maar die enigste wat ek dink kan werk is ek gaan lê so saam met haar daar by die sitkamer en ek weet nie wat ek gesê het nie. Ek dink ek het Bybel gelees nie. Ek dink ek het gebid nie. Maar die ouens wat in die swart kultuur, julle sal verstaan, hulle skree mos tot 'n tannie of 'n niggie of 'n iemand van 'n familie dat hulle kom troos. So ek sit nou hierso met my mond vol tande en ek by haar en wag dat 'n tannie of 'n sussie of iemand hulle kom troos. Eventually iemand opgedaag en ek weet nie, ek is daar later daar weg. Dit is alles soos 'n waas vir my gewees en ek was betrokke by die begrafnis daar in Limpopo en so 2-3 maande later. Toe kom Rose, dis haar naam. Toe kom Rose na my kantoor toe by Blitspatrollie. En sy klop en sy sê Moruti, ek wil gou 'n bietjie met jou kom gesels. En ek maak vir haar tee en ons sit en kuier. En net so voor sy loop sy sê vir my, ek wil net vir jou dankie sê vir 2 goeters. Thank you for being present. En haar woorde was, en dankie dat jy gesharp het. Ek sal dit nou wil vertaal met, thank you for being present, and thank you for being silent. Want wat sê ons nou eintlik vir mekaar as ons sê, toe maar wat is okay? Dit is nie okay nie. Ons het hierdie mooi goedjies soos mekaar sê, soos die Here sy mooiste blommetjie kom pluk. Ja, seker waar, maar is dit regtig waar troos dit? Dink nie so nie. In elk geval wonderlik hoekom is ons wat agterbly is. Ons nou maar kaktusies wat die Here nou nie wil gebruik nie. Wat hoekom kom los hy ons nou uit? Maar ons het hierdie mooi, ons sê dit selfs op Christelike manier. Dit was die wil van die Here. Dis die waarheid. Maar ek dink dit troos nie. Ek dink dit help ons met ons proses nie. Maar iewers moet ons net vashou dat ons net aan God moet vashou en ouens, ek is nou 35 jaar lank al 'n dominee. So ek sien weekliks mense. Dit is nou al my 3de begrafnis vir die afgelope week en 'n half. So ek sien weekliks mense wat met rou smart worstel. En ek weet voor my heilige siel, daar's net een manier om dit te handle en dis dat jy die een wat daar jou gemaak het, wat jy weer kom haal as jy op sy skoot gaan klim. Dis al manier. Daar's ander maniere wat jy kan try. Jy kan iewers in Krugersdorp Wes by 'n drankwinkel stop. Dit kan jou probleme vir 'n rukkie verdoof. Of jy kan na 'n apteek toe gaan en 'n klompie pille gaan drink. Dis ook okay. Kan ook werk. Of jy kan by die gym gaan stop en jouself gedaan gym. Of jy kan dit vermy in jou kop onder die sand en jy kan dit ook probeer. Jy kan al die goed probeer. Dit werk vir 'n rukkie. Die enigste wat regtig werk is om terug te gaan na ons journey toe te sê Psalm 23. The Lord is my shepherd. And therefore I will not be in want. My job is net om te remind. Jou hulp, my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons kan hartseer wees en mag huil, maar ook mag weet met 'n vaste sekere wete dat U in beheer is van ons lewens, forever and ever. U het ons gemaak, U het ons kom haal ons weer en selfs die kronkels van die lewe gaan U saam met ons loop. En die bagasie wat ons wil dra, wil U vir ons sê, maar kom ons sorteer net bietjie wat is nodig en wat is nie nodig nie. En daar's ander mense wat jy saam op hierdie journey plaas en behalwe dit alles sê, ek is by jou forever and ever and ever. Dankie daarvoor. Amen. Ek wil nou die seën uitspreek en ek wil vra dat julle almal sal staan as ek die blessing van die Here met julle gaan share en daarna gaan ons uitbeweeg buitekant toe terwyl die laaste lied speel. So die Here ken hierdie journey van jou. En hy weet, daar lê vir jou dalk 'n moeilike pad voor. Of dalk is jy op 'n gelykpad nou. Of dalk gaan jy so 'n bietjie afdraande kry, ek weet nie. Maar hier kom dit.
die Here se blessing gaan saam met jou. Hy sê vir jou, my genade, en my liefde, en my presence, ek wat Vader is, en wat Son is, en wat ook Holy Spirit is by jou. Forever and ever. Amen. Ek wil die draers se name nou uitroep, en ek wil vra dat julle na vore sal kom, maar kom ons sê eers die draers by die graf, julle kan net by die graf, so gou as moet ek by die lijkswater beweeg, die draers wat by die graf gaan dra is Cor en Ben en Giel, Elaine, Ronel en Wynies, maar die ouens wat hierso gaan dra, en die vrouens, is Chantel en Simonei, julle kan nader staan, hier na Kobus hulle toe, Chris, Leandri, John Luit en Martin, as julle 6 kan nader staan. En terwyl die lied speel, kan ons dan uitbeweeg buitekant toe. Kom ons gee eers vir die draers kans om uit te beweeg, en daarna kan die naaste familie, en dan kan die res van ons volg.